Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 30 Julie om verafgoding te oorwin. Paulus se argument in 1 Korintiërs 8 vers 1-3 is dat die liefde ons teenoor afgoderry bewaar. Hierdie sit hy in hoofstuk 10 vers 23 tot hoofstuk 11 vers 1 voort en ontwikkel dit verder. In 1 Korintiërs 8 vers 3 praat hy van ons liefde vir God. Let nou op sy woorde in hoofstuk 10 wat lees: Moenie op julle eie belange ingestel wees nie, maar wees ingestel op dit wat vir ander die beste is. Wat die apostel hier beskryf is ware naaste liefde. Lees Markus 10 vers 17 tot 22, sowel as hoofstuk 12 vers 28 tot 31. Let op al die ooreenstemmende begrippe. Hoe sluit dit by die kwessie wat in 1 Korintiërs 10 behandel word aan? Markus 10 vers 17 tot 22 lees soos volg. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie: jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Markus 12 vers 28 tot. En toe een van die skrifgeleerder wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: Wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here, ons God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk is dit: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Markus 12 vers 28 tot 31. Paulus se skrywe in 1 Korintiërs 10 en Jesus sin in Markus 12 vers 28 tot 31 het dieselfde doelwit: 'n aan mekaar koppeling van die twee groot gebooie: liefde vir God bo alles en naaste liefde. In die verhaal van die ryk jongman sien ons hoe Jesus hierdie twee soorte liefde saamvoeg. Hy doen dit onderskeidelik met 'n toespeling op Deuteronomium 6 vers 4 en met die gebooie op die tweede kliptafel van die wet. Die probleem met die ryk jongman was dat hy sy besittings liewer as vir God en sy medemens gehad het. Sy aardse skatte was vir hom meer waardevol as sy hemelse skatte. Sy geld was vir hom belangriker as die welstand van die armes. Hy het sy geld verafgod. En pas met Jesus se leer, doen Paulus 'n indirekte beroep op die gelowiges in hoofstuk 10 van sy eerste sendbrief aan die Korintiërs. Hy vra dat die beginsel waar volgens mens God bo alles liefhet en dan jou naaste soos jouself liefhet, op die hipotetiese situasie in 1 Korintiërs 10 vers 27 en 28 toegepas word. Wat bring Paulus hier tuis? Net omdat 'n bepaalde handeling of gebruik toelaatbaar is, beteken nie noodwendig dat dit opbouend of bruikbaar is nie. In ag genome dat party toelaatbare dinge tot gewetensbesware lei wat aanstoot gee. 1 Korintiërs 10 vers 23. Die oënskynlike strydige beginsels, dat mens God bo alles moet lief hê en terselfdertyd jou naaste soos jouself moet koester, versoen die apostel op 'n meesterlike wyse deur te sê in 1 Korintiërs 10 vers 31, doen alles tot eer van God.
Met hierdie beroep om alles tot eer van God te doen, wys Paulus ons eintlik daarop dat afgodediens op sigself vele gedaantes het. Enige iets wat God beroof van die eer en heerlikheid wat slegs hom toekom, is 'n vorm van afgodediens. Paulus se woorde in 1 Korintiërs 10 vers 31 tot en met hoofstuk 11 vers 1 dien as 'n soort slot en dalk ook 'n slotsom vir hoofstukke 8 tot 10. Paulus stel dit duidelik in 1 Korintiërs 10 vers 33: Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. Dit is hoe hy sy voorbeeld van Christus uitleef. Ons moet almal ons naaste lief hê soos onsself. Hoe kan jy leer om dit voluit te doen?